Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Soos ons vroeër genoem het, gaan Pieter Koen vandag op vuur loop. Nou voor sy vuurdoop gesels ons eers met die man wat hierdie besonderse oomblik op regstreekse televisie vandag moontlik gaan maak, die inspirerende Kobus the Viking visser. Kobus, welkom by Goeiemôre, Good Morning. Ja, goeiemôre en dankie dat ek hier is kan vandag. Kobus, jy is 'n inspirasie vir duisende mense. Jy het hierdie vuurloop ding al duisende keer gedoen, maar dit het eintlik ontstaan uit jy wat aan 'n seldsame siekte ly. Dis korrek, ja, ek is 'n hemofilieleier, of in die ou taal noem hulle dit 'n bloeier, en dit beteken my bloed stol nie. So hulle noem dit ook die royal disease, want Queen Victoria het dit bekend gewild gemaak, in 'n sens. En wat beteken dit, as gevolg van al die bloedings oor die jare, moet ek inspuiting kry, wat hulle noem factor 8. Ja. En dan die bloedings het my gewrigte begin aantas. So ek het nie meer elmboë nie, ek het nie meer enkels nie. En ek glo ek is soos 'n miracle wat hier so sit voor julle vandag. En soos hy sê, jy is 'n ware inspirasie. Ja. Jy het 'n keerpunt in jou lewe bereik nadat jou seentjie iets gewigtig vir jou gesê het. Vertel ons so 'n bietjie meer daaroor. Ja, kyk, as 'n bloeier kon ek hom nooit optel toe hy gebore is nie. Jy weet, die dokter sê ek moet my elmboë vervang, my enkels moet vervang word, jy weet, om my te help. En toe hy gebore is en ek kom nie optel nie, het ek eers die impak gehad dat ek nie met hom kon speel nie vashou nie, toe ons tweede kind op pad was. En hy sit toe eendag en hy teken toe 'n prentjie. En hy sê, pappa, hier is ons twee babietjies, hy het 'n kruisoriën en ek soek nie 'n sussie nie. Ek wil graag 'n boetie hê wat met my kan speel want pappa kan nie. Sure. En toe hy by my kom het ek 'n kruis oor my. En dit het my hele lewe verander en dis hoekom ek sit waar ek sit vandag en doen wat ek doen, want toe hy vir my sê pappa is dood vir my, het dit eintlik my hart gebreek op daai oomblik. Maar dit was ook nodig geweest om uit te vind wat is my purpose, maar om op hierdie pad te sit om vuurloop te ontdek, om te kan doen wat ek kan doen vandag. Jou gesondheid het in 2013 'n ernstige knou gekry. Kan jy vir ons 'n bietjie meer daaroor vertel? Ja, my enkels, jy weet, ek spyt gewoonlik dit vat 2-3 dae vir die bloeding om weg te gaan. En daai jaar 2-3 dae word 'n week word 'n paar weke word 'n paar maande. Gaan dokters sê, Kobus, jy moet jou enkels vervang, jy moet jou elmboog vervang, dis 'n 2 jaar reis. Ek kon dit either aanvaar of nie aanvaar nie. Maar omdat ek al in 2011 voor die vuur geloop het, weet ek, as jy dit kan doen, kan jy enigiets doen. Jy weet, jou liggaam is so fantasties gemaak en geskape dat hy weet om homself te genees. En ek het gesê, voor ek gaan vervangings, gaan ek vir my eers 'n doelwit stel. Jy weet, ek sê altyd, dis die rede hoekom jy ook 'n vuur loop. Wat is daai rede? Wat is daai intensies agter dit? En ek sit toe vir myself 'n doel om Kilimanjaro te gaan uitklim. En in 2018 toe gaan klim ek hom uit nogal met my krikke. Jy weet, ek was nog in my krikke gewees. En soos julle vandag gesien het ek hier ingestap sonder krikke. Dokter sê laasaf vir my, hulle doen 'n 3D scan. Hulle sê, Kobus, jou enkels en elmboë is erger as wat dit was in 2017 voor ek gegaan het in 2018. Hoe is dit moontlik dat jy kan loop? Ja. Ek sê dis geloof. True. Pieter, is jy senuweeagtig? Ek is glad nie senuweeagtig nie. Kyk net, hierdie is so 'n amazing bewys. Jy weet, Ja. jy sê in 2011 het jy self vuur geloop. Dis korrek. Hoekom het jy toe nou besluit om dit aan te bied en wanneer het jy voltyds begin daarmee? Ja, ek het eintlik in 2014 besluit om dit voltyds te doen. Ek het oorsee gegaan waar ouens soos Tony Robbins geleer het om dit te doen. Ek het 'n meester-instrukteur geword binne 4 jaar. So ek het alles gaan leer om dit veilig te doen, jy weet, want jy weet daar's so baie ouens daar buite wat dit doen en mense seermaak en ek wil mense ervaring gee van dit wat ek geervaar het. En jy weet, daar's net 'n ding vir as jy oor dit loop, dit voel so asof jou laste afval, asof jy het 'n deurbraak wat jy het. Jy weet, ek het al ouens gevat in sportspanne om oor dit te loop en besef die impak toe hulle loop en hulle begin glo dat hulle begin wedstryde wen. En toe begin ek ouers sien wat deur dit loop en die courage het om uit te reik na hulle kinders toe om weer verhoudinge te bou. En dit het my hoop gegee en gesê, weet jy wat, ek het een lewe. En ek wil dit lewe sonder spyt en ek wil 'n verskil maak en jy weet, ek onthou op die berg toe ek afkyk en jy ou sê vir my, jy weet, jy kan niks sien nie, dis donker rondom jou. Kan jy jou volgende tree sien? En dis al wat ek sê, kan ek die volgende persoon 'n impak maak en beter los as wat ek om ontmoet het. Ja. En so nou gaan dit vir my alles oor nalatenskap. So wat is die nalatenskap wat ons los? Ek wil tog by jou uitvind, ons regisseur het van die begin af gesê dat hierdie 'n baie emosionele ding is wat gebeur. Hoe emosioneel is dit? Ek meen, vind jy soms dat mense begin huil sodra hulle dit reg gekry het of dalk voor die tyd? Dit hang af van die persoon van wat hulle in hulle lewe ervaar het. Baie mense voor die tyd sal in trane uitbars want dit is iets groot. Jy weet, daai eerste tree is wat die moeilikste is. Maar as jy ook het connect aan iets vir 'n rede hoekom jy dit wil doen, maak dit nog groter. Maar baie keer is die trane wat op die einde kom is daai release. Dit voel net asof die wêreld al die worries afgeval het en sê wow.
wow, ek het so groot in my mind gemaak om te dink ek gaan seer kry en dat ek het geloop. En dit was nie so erg nie. Hoe baie dinge in my lewe maak ek so erg, dan is dit nie eers so erg nie. En ons maak dit so groot vir ons. So is om te besef hoe ons is kragtig geskape. Ja, en soms laat jy mense ook hulle uitdagings op 'n plankie skryf en gooi hulle dit onder die vuur. Dit is ook soos 'n emosionele ding wat mense van ontslaa raak. Dis so, jy weet, ek sê altyd dis soos 'n dam, jy weet, om die vrot water uit te kry moet jy die sluise oop maak. Om die vrot gedagtes in jou mind moet nie net daar los nie. Hoe kry ons dit uit deur dit te skryf? So baie keer moet ons dit laat uitgaan, maar baie keer ook om te kry wat jy wil hê, moet jy dit ook neerskryf. En die oomblik wanneer jy dit geskryf het, is asof dit klaar daar is en dan roep ons die dinge aan asof dit wat nog nie bestaan nie, asof dit bestaan. Okay, so ek dink die tyd het nou aangebreek dat julle twee nou moet gaan vuur loop. Lekker. Pieter lyk asof hy reg is. So Pieter, jy en Kobus? Hy vra ons Gaan julle ons bietjie. verskoon? Ja, ons. Ja, Het ek vir julle stil geraak? Baie. ja. Nee, wat as ek uit So. Vir eens. Pieter, kry vir jou 'n rede hoekom jy dit wil doen sodat jy hierdie dag vir die res van jou lewe sal onthou. Ek het hom. Sien julle later. Ja, Sien julle dankie later, Pieter, dames. dankie Dankie Kobus. Rosanne, dankie Sien julle Elsa. later. Dankie. Oh, lekker. Daar gaan hulle nou. Daar gaan hulle. Ons gaan dit doen. Ons gaan sommer so daar buite staan. Skoon maak. Rightio. Hierso is die tafel gedek as ware. Daar's net water op 'n stadium wat ons Ja. jou voete net kan skoonmaak voor jy ingaan, jy weet, en af te koel. Kyk, cool. Okay. Dis lekker warm hoor. Reg So laat ek my skoene gou uittrek. Ja. Dan gaan ek jou help om die jou eerste doen. Ja, ek dink dat ek dit eers doen vir jou wys hoe 100%. hoe vinnig om te loop. Ek het jou my vriend. Right. Okay, wil jy gaan jou nou ook Nou sommer gooi jy nog uittrek? 'n paar vars skole ook op. Ek Ja, het nou ek gedink moet- ek gaan dit kan hanteer net Ek so. kan my so vashou, ja. Maar is okay. Hier gaan ons. Okay. Wow. Lekker. Right. Okay. Nee, jy moet eers asemhaal. Vergeet dit. Sien jouself, jou droom, jou toekoms self na wat jy toe loop. Sê vir jouself vandag as ek 'n lyn trek, wat ook al in die verlede gebeur het, waar ek my mind is, wie ek is, sê wie wil ek word? Want jy het kinders. Hoe gaan ek hulle inspireer? Die mense wat dan na jou kyk. Wat is daai nalatenskap wat ek wil bou? 100%. God is saam met jou. Amen. Jy weet Jesaja 43 sê jy sal deur die vuur loop en jy sal nie brand nie want ek is met jou. So ek gaan loop, ek gaan terugkom, ek gaan jou opsaai, ek gaan sê supercharge, yes, so wat gaan jy aan? Right. Supercharge. Yes! Yes. Ek wil meer krag. Supercharge. Yes! Supercharge. Yes! Supercharge. Yes! Okay. Yes! Okay, laat ek gaan. Ice cold, ice cold, ice cold, Yes, yes, yes. ice cold, ice cold, ice Woo! Yeah! Okay. ice cold, ice cold, ice cold. Staan hier so. Ijskoud. Kyk daar. Ijskoud. Yes. Supercharge. Yes! Supercharge. Yes! Supercharge. Yes! Go! Yes! Go! Ice cold. Yes. Yeah! Yes. Dis lekker, dis bevrydend. Jy sien, en dit is so amazing wat dit aan jou doen, want jy dink vir jouself, dit gaan nie gebeur nie, jy gaan dit nie regkry nie. Daar wil dalk 'n koeltjie vir jou sê, ek gaan jou nou byt, ek gaan jou brand. Maar kyk hier, soos niks, jy het vir my koue grasies gesit. Ek het nou vuil voetjies, maar ek het geen brandvoete nie. Ja. So amazing, my vriend. En ek dink jy die ervaring wat jy het, soos jy dit reg nou gesê het, as jy mense se reaksies sien en wat dit vir hulle beteken, maak jy ook seker vol. Dit doen. Sjoe, ek skoon dit asem. Wat ook al dit vat, Pieter, het vat jare dat ek jou gekry het om te doen. Dankie dat jy oor my vuur geloop het. Dit was my Ek besondere waardeer jou en dankie vir dit wat jy vir die mense beteken. Hoorie, en waar sal mense jou kan bespreek om ook dieselfde ervaring te kan hê en dit te As kan hulle deel? net soek Kobus Visser, Kobus met 'n C, kobusvisser.com of ek is op alle sosiale media. Hulle hoef my net te Google Kobus Visser die Viking en hulle sal my kry. Ja, en ek wil net vir jou sê, jou span wat vanmôre vroeg hier so was vir die vuur, die manne op die tromme, dit help so baie. Kan ons net so 'n bietjie terug staan? Ek hoef nou nie noodwendig weer op hulle te loop nie. Maar manne, ek wil net vir julle sê, I need to do this. Hou bietjie jou trom so. Hierdie was goed. Hierdie was lekker. Hierdie is die Viking en jy moet hom kom ontmoet. Jy moet hom vasvat want dit gaan alsoor power. Yes! Ja, okay. Span, maar vereers gaan ek net hierdie voetjies weer skoon kry om skoene aan te trek. Terug na julle en baie dankie Kobus. Seën vir jou ook my Pieter. vriend. Waardeer. Ek dink nie ek sou ooit kon sê dat Pieter nog
vol energie is wat hy gewoonlik is nie, maar Ja. ek dink dit het regtig iets in hom aangewakker. Dit het so gelyk, verseker. En hy het dit so gou gedoen en dit het net gelyk asof daar regtig 'n verandering in hom gekom het. Definitief. Ek dink en dit is presies daai sielkundige ding, jy weet. Ek dink dit is wat dit so wonderlik maak. Ja. Ek wil graag by hom weet wat het nou voor die tyd deur sy kop gegaan Ja. terwyl hy daar gestaan het in afwagting. Maar dit lyk nie vir my asof dit so erg was nie, so ons moet dalk volgende keer self probeer. Dalk jy eerste. Ons moet net onsself so 'n You bietjie first. opsaai, nee. You first. Yes. Supercharge. Yes. Nee, altyd iets interessant hier op Goeiemôre, Good Morning. Daar het julle dit Pieter Brandvoet Koen het sopas op 4 geloop op regstreekse televisie. Die sal natuurlik ook op al ons sosiale media platforms beskikbaar wees om daai video te gaan sien as julle dit gemis het. Ongelooflik, net hierna gaan ons maar bietjie nou kalmeer, so 'n bietjie musiek luister, ons gaan bietjie net daai vuurdoop oor die hart kry en bietjie aanbeweeg, want Leo Sonskyn van seisoen 3 van die kontrak gaan by ons kom kuier met sy nuwe enkelsnit en ons sien so uit daarna. Dis altyd wonderlik om Suid-Afrikaanse musiek te kan ondersteun op hierdie program, Elsa. Ek Verseker. weet jy is 'n groot aanhanger van Suid-Afrikaanse musiek. Ja. Ken jy Leo Sonskyn se goed? Ek moet vir jou sê, ek is nog besig om hom te ontdek, so ek sien uit. Ek net so. Dis Goeiemôre, Good Morning, bly ingeskakel net hierna musiek saam met Leo Sonskyn.